Ons is drie naweke weg van 'n naweek wat ons herdenk toe die Seun van God sy lewe vir ons gegee het, gesterf het aan die kruis, die dood oorwin het. Ons het so 'n paar weke terug gelees toe Jesus dit bekend gemaak het terwyl hy in die graf was aan die doderyk en die Sondag opgestaan het. Volgende Sondag is Palmsondag, die Sondag wat ons herdenk as die Sondag toe Jesus op die donkie by die stad ingery gekom het en almal geskree het, Hosanna, 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 almal juig en gooi klere en alles en palmtakke op die grond neer, want die koning kom die stad binne. Wow. Maar 7 dae later skree die skares weer, kruisig hom, kruisig hom. Wie wil julle hê moet ons vir julle vrylaat? Laat Barnabas vry. Wat wil julle hê moet ons doen met Jesus, koning van die Jode, kruisig hom? En as ek daaraan dink, wil ek graag vanoggend fokus op die wet van Christus. Iets wat Jesus vir elke kind van God kom vra, versoek wat hy kom rig. Ek dink amper, ek weet nie of ek kan sê iets wat jy moet doen nie, want as dit die wet van Christus is, dan voel dit amper vir my, jy moet dit doen. Dit is nie opsioneel nie. Jy is die kind van God net om hemel toe te gaan of om te dink dat jy nooit uitdagings gaan hê of alles net altyd goed kan gaan. As jy aan 'n sekere, ek wil amper sê organisasie behoort, daar's reëls en ek dink baie keer as Christene en as kinders van die Here, dan vergeet ons dit soms. Christenskap is nie iets wat een dag in jou lewe gebeur het toe jy Christus persoonlik in jou lewe ingenooi het en gesê het, Here, ek nooi u uit, kom maak my u kind nie. Dis nie net 'n eendag ding nie. Saam met dit kom 'n groot verantwoordelikheid. Saam met dit kom groot aansporing en saam met dit kom versoeke en boonbehalwe dat Jesus gesê het, gaan dan julle maak disippels, die opdrag wat hy vir ons gegee het. Lees ons vanmôre van iets wat ek wil hê en ek hoop jou hart 'n bietjie gaan raak. En volgende, oor 2 Vrydae, goeie Vrydagdiens, 9:00 die oggend, is ons media kruisbelewenis. Ons gaan 'n bietjie kyk, daar's 'n paar uittreksels soos wat ek elke jaar maak, sodat ons kan besef, dis nie sommer net nie. Daar's 'n prys wat betaal is. En wat het daai prys vir jou vandag beteken? Boonbehalwe dat jy net kan weet jou sonde is vergewe of daar's genesing. Wat beteken dit elke dag vir jou lewe? En dan vier ons opstandingsoggend. 'n Oggend wat almal van ons die wete het, die bevestiging, die herinnering het. Jy kan oor elke uitdaging en versoeking oorwin. Kom ek stel dit anders. As die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in jou woon, dan sal jy vir ewig lewe, sê die lied. As die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, weet jy nie dat jou liggaam is tempel van God? Weet jy nie dat dieselfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het in jou bly nie? Maar dis opstandingsoggend. Ek raak al klaar opgewonde. Vandag praat ons oor Jesus se wet. En Jesus se wet is, dra mekaar se laste. Dra mekaar se laste. Galasiërs 6 vers 2 uit die ou vertaling sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Die Nuwe Lewende Vertaling vers 1 en 2 van Galasiërs 6 sê, broers en susters, wanneer iemand in een of ander sonde val,
Hoor mooi wat hy sê. Wanneer iemand in een of ander sonde val, wanneer jou buurman in sonde val, wanneer jou kind in sonde val, wanneer jou ouers in sonde val, wanneer jou werkgewer in sonde val, wanneer jou beste vriend in sonde val, wanneer jou man, jou vrou, wanneer iemand in een of ander sonde verval, moet julle wat deur die Gees gelei word, daardie persoon nederig reghelp. Wees baie versigtig dat jy nie ook versoek word nie. En dan kom vers 2. Help ander gelowiges wat swaar kry en gee so uitvoering aan Christus se wet. Wow. Wat is die wet van Christus? Help ander mense. As die Gees van God binne jou bly, as jy kind van God is, kom woon die Heilige Gees binne jou. As jy dan gelei word deur die Gees van God, kom vra Jesus, kom sê Jesus, kom vermaan Jesus, kom herinner Jesus ons om te sê, help ander wat dan in sonde verval. Help hulle nederig reg. Hy het nie een keer gesê, dreig hulle met die wet nie. Hy het nie een keer gesê, verwerp hulle, stenig hulle. Nee, help hulle. Pas op dat jy nie ook in die versoeking kom dan nie. Ons leef in 'n wêreld waar mense so alleen voel. Waar mense dag na dag na dag, elke dag met dieselfde stikkenheid, met dieselfde allerhande vreemde siekte toestande en gebreke en omstandighede, maar elke dag net voortleef. Al is hulle omring deur mense elke dag. Al is hulle omring 99% van die tyd deur Christene. Kom ons maak dit maklik. Meeste van ons bly hier in Koster. Ek dink, ek skat, soos wat ek in die laaste 12 jaar gesien het, dat ten minste 90% van Koster Christene is. Ten minste 90%. So elke dag van jou lewe, as jy jou voete uit die huis uitsit, is daar ten minste so 'n paar Christene om jou. By die werk, by die skool, waar ook al jy gaan. Maar tog leef ons elke dag ons eie gebrokene, stikkend, alleen lewe. Met ander woorde, luister gou mooi. Die Bybel sê, almal van ons het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Met ander woorde, as enige een van julle elke dag van jou lewe alleen hier in Koster stikkend gebroken met jou eie laste elke dag rondloop, mis almal van ons die wet van Jesus. En die wet van Jesus is dra mekaar se laste. Ek wil weer sê, ons is nie Christene en gered om te dink dat jy beter as enigiemand anders is nie. Jy's nie kind van God en gered en vergewe en vrygemaak en skoon gewas, sodat jy kan neerkyk op ander nie. Julle ken my nou al, daar's 'n paar dinge wat my baie irriteer. Een van die goed is as mense die woord van God buite konteks gebruik, dit kan my nou nogal redelik omkrap. Maar die ander ding is ook dat baie keer stap ek 'n lange pad met mense. Deur alle omstandighede, deur alle swaar kry, deur verslawings, deur wat ook al dit mag wees. En as hulle deur die genade van die Here op 'n stadium vrykom van dit, verstom dit my dat hulle binne die eerste 2 tot 5 maande opinies oor ander mense het wat doen wat hulle vir soveel jare gedoen het. Regtig. Nie in die Kaap nie, in Koster. Dit verstom my.
Iets wat jy jarelang mee gesukkel het. Ek het in die week weer te vinnig gepraat. Want ek weet daar's iemand hier in ons gemeenskap wat sukkel met pornografie en hy die heeltyd opinies oor almal. En die oomblik om toe ek hom alleen kry, toe sê ek vir hom, ek wil gou vir jou iets verduidelik. Sonde is sonde. Maar daar's twee tipe sondes as ek dit moet definieer. Onthou, sonde is sonde, maar daar's twee tipe sonde. Jy kry 'n sienende sonde en 'n blinde sonde. 'n Sienende sonde is, ek kan sien wat jy verkeerd doen. 'n Blinde sonde is, daai ding wat jy in die geheim doen, wat niemand sien nie, maar God sien dit. En hy sê vir my, wat probeer jy sê? Ek sê nie, ek probeer niks sê nie, ek wil net vir jou verduidelik. Want dit lyk vir my, jy het jouself vandag aangestel om almal die heeltyd te kom slaan. Dis nie wat Jesus se wet is nie. Hy sê uitdruklik, as jy deur die Gees gelei word, help ander mense wat in sonde val. Moenie in 'n groep iemand probeer afbreek en opmerkings teenoor hulle maak en nee, gaan een kant. Stuur vir hulle boodskap. Bid vir hulle. Ek het so met ons vorige reeks, die eerste week van daai vorige reeks van ons oor die seën van die Here. Het een van my vriende wat nou al baie jare saam met kom, hy saam in 'n gemeente in Rustenburg betrokke, stuur hy vir my 'n boodskap en sê hy is opgewonde oor die reeks en hy het dit geluister op Facebook en dank, hy is so dankbaar daarvoor en ek sê vir hom, Jakob, bid saam met my dat die Here regtig mense se harte sal werk, want ek glo hierdie reeks is 'n reeks wat ek uit die Vader hart uit gekry het. Want God wil ons seën, maar soos hy wil, nie soos ek wil nie. En hy stuur vir my 'n boodskap terug en hy sê, ek gaan verseker saam met jou bid, maar ek het geleer dat ek nie net vir iemand sê ek sal saam met hulle bid nie. Ek bid sommer dadelik saam met hulle. So waar ook al jy is, gee my 'n oomblik, ek gaan sommer gou saam met jou bid en hy begin vir my bid op die voice note. Want kom ons wees eerlik. Vervul so die wet van Christus. Hoeveel keer sê ons mense, ek sal, maar ons doen dit nie. Want ons vergeet en ons is besig. Ons is deel van die liggaam van Christus. Jy kan nie 'n Christen wees, maar volgens jou eie reëls wil lewe nie. Jy kan nie 'n Christen wees en God se woord verdraai en met hom maak net wat jy wil sodat dit jou leefwyse aanpas nie. Baie jare terug het 'n pastoor eendag gesê, as jy nie elke dag van jou lewe ten minste skuldig voel oor een ding in jou lewe nie, dan is jy besig om jouself te regverdig. Want elkeen van ons weet, daar's ten minste een ding 'n dag wat ons verkeerd doen. Soos daar nie ten minste net een ding 'n dag is waaroor jy, ek wil amper skuldig voel of skaam voel of wat ook al nie, dan is jy besig om jouself te regverdig. En dit het my hart geslaan. Dit het my regtig, maar wat doen ons? Ons voel skuldig en dan probeer ons onsself regverdig. Ja, jy weet, die Bybel sê, niemand is sonder sonde nie. Ag, elke het maar sy sondetjie en die Here ken my hart en ons sê sulke goed. Ek het dit ook baie in my lewe gedoen. Die Here ken my hart, ek probeer. En in my agterkop sê ek, is nou nie so bad nie. Vervul ons die wet van Christus. Nee, ons doen nie. Ons doen nie. God se plan was nooit dat jy gered sal word en hoogmoedig sal word nie. Nooit. God se plan was dat jy gered sal word en al nederiger en nederiger sal word. Want wanneer jy groei in die Gees, dan kom jy agter hoe afhanklik jy van God regtig is. Wanneer jy, ek wil amper sê, hoe nader jy aan God kom, hoe nederiger begin jy outomaties word.
Die Bybel sê moenie meer dink van jouself as wat jy veronderstel is om te doen nie. In Christus is ons tog een. 1 Korintiërs 12 vers 26 sê, as een lid ly, ly al die ander lede saam. As een lid ly, dan praat ek nie net van ons kerk nie. Jy's nie net in die liggaam van Christus van hierdie kerk nie. As Christen, as kind van God, maak dit jou deel van die wyeer liggaam van Christus in hierdie hele gemeenskap. Want is nie kerk teen kerk nie. Dis of die wet van Christus of nie. Dis nie moeilik nie. Dis nie, ek sal dit doen wie en vir wie ek voel, want ek kan dan opcheck wat hy daarmee doen nie. Ek dank die Here dat dit bitter baie lanklaas gebeur het, maar vir 'n geruime tyd het mense my gebel en dan wil hulle vir my goed gee, kos of klere of wat ook al, en dan sê hulle vir my, ek wil net eers hoor, jy weet, gaan dit dan na die regte plekke toe? Dan weet ek nou nie lekker wat is nou die regte plekke nie. Gaan dit na die regte plekke toe? Ek weet nie. Daar is mense, hoor my vanmôre, daar is mense vir wie ek al gesê, luister, baie dankie, ons het dit regtig nodig, maar ek wil dit nie hê nie. Hoe bedoel jy? Ek sê, want jou hart is nie opreg nie, ek wil dit nie hê nie. Hou dit liewer, gee dit vir iemand anders. Ek het regtig al. Want ek wil nie iets van jou hê as jou hart nie opreg is nie. Want vir elke mens wat deel het om 'n verskil te maak in die liggaam van Christus, wil ek bid en sê, Here, dankie vir hierdie een. Ek bid dat julle sal seën, maak nie saak wat dit is nie. Al is dit klere wat jy gebring het, wat ons vir ander kan gee. Wanneer ek dit ontvang, dan wil ek graag bid en sê, Here, seën hulle. Maar nou dat ons weet wat die seën van die Here is, wil ek nie iets sê as jy nie met die regte gesindheid en die regte hart dit gee nie. Want jy vervul nie die wet van Christus nie. Jy wil jou eie wet vervul. Weet jy vir mense het al kom klaar wanneer ons iemand help. Dan sê ek, weet jy wat? Die Here ken my hart. Ek gee nie om wat hulle daarmee doen nie. Ek probeer my heel bes. Almal wat deel het aan hierdie gemeente sal weet, ons probeer ons heel bes om dit werklik waar te doen, maar jy kan nooit, hoor mooi wat ek sê, jy kan nooit jou hart verhard teenoor dit nie. Nooit. Want die wet van Christus is, dra mekaar se laste. Partykeer is dit vir my 'n aanmoediging. Partykeer is dit vir my 'n aanmoediging as iemand vir my sê, wie wat, ek weet nie hoe is jy nog geduldig met daai mense nie, want ek het lankal opgegee. Ek is eerlik. Dan kry ek partykeer so glimlag in my binneste, dan dink ek, dankie Here, dankie dat U my help om nog 'n bietjie aan te gaan. Ek het ook al moeg geword, glo my, as mense wat jy partykeer vir 20 jaar lank ondersteun en help en alles, dit verander net nooit nie. En dan dink ek, maar vir 21 jaar is daar mense wat so oor my voel. Julian wat nou al hier gepreek het een keer, toe ek alleen koster was, gepreek van 'n jong man, wat die Here dien en vuur en vlam, en dan sê hy die wêreld, dan sê hy terug, dan sê hy die wêreld, dan sê hy terug, en toe sê hy, baie mense het vir hom gesê, luister, daai kind sal nooit verander nie. Nooit. Vergeet dit. Maar dank die Here dat hy dit nie gelos het nie. Want vandag kan daai kind met wie hy so gesukkel het, ook ander help. Dra mekaar se laste, vervul so die wet van Christus. Ons groei in die gees as individu. Maar ons vorm deel van die liggaam van Christus. Jy moet as individu groei in die Here.
Dis baie belangrik dat jy as man en vrou saam Bybel lees en as huwelik en alles saam groei. Maar daar moet ook 'n tyd wees wat jy alleen tyd saam met die Here spandeer. Want jy groei as individu, maar jy vorm deel van die liggaam van Christus. En dit het niks met kerk te doen nie, ek gaan dit weer sê. Jy moet jou plek ontdek. Ek wil dit gou maklik vir julle stel. Ek onthou met al my kinders. Die oomblik as hulle tone ontdek, of hulle ore ontdek, of hulle neus ontdek, dan sukkel jy vir hoe lank om hulle vingers uit hulle neus uit te kry, want hulle het iets niets ontdek. Nou hoor gou baie mooi. Meeste van ons is deel van die liggaam van Christus, maar ons het nog nooit die liggaam ontdek nie. Wanneer laas het jy oorpyn gehad? Dis al 'n lekker ene. Kyk, tandpyn en oorpyn, daai twee. Volgende keer as jy tandpyn of oorpyn het, doen my 'n guns, dan sê jy, ag, toe maar is net die oor, ek het nog 'n oor. Dis okay. Kom oor dit. Slaap man. Nee. Dis een van die min kere wat ek myself in die middel van die nag ongevalle toe gevat het met oorpyn. Jy kan nie. Nou wil ek vanmôre vir jou vra, hier's 'n klomp ore en neuse en tone en oë en arms en hande en voete wat amper al vrot is. Maar die liggaam van Christus gaan net aan en sê, ag, is okay. Hey, sterkte man, glo maar net. Ag, jy moet net glo hoor. Ek het ook al vir julle gesê, baie keer irriteer dit my as mense vir my sê sterkte of glo maar net. Teen die tyd wat jy uitvind, hoor gou baie mooi, teen die tyd wat jy uitvind, ek gaan deur 'n moeilike ding, gaan ek eintlik al baie lank deur hom. Want ek is nou eers op die punt wat ek nou iemand nodig het om my te help. Hoekom? Want nou kan ek alleen nie meer nie. Maar eintlik gaan ek al baie lank deur hom. En jou woord aan my is, hey, sterkte Dion man, ek bid vir jou hoor. Ek het nou die dag myself gevra, hoe sou Jesus reageer het as iemand met hom praat en vir hom sê, ek kan nie meer nie. Hy het gestop net daar. Hy het net daar gestop. En hy het sy tyd vir hulle gegee. Onthou jy, hy was op pad een keer om ek dink is vir Jairus se dogtertjie te gaan bid. En toe stop iemand hom langs die pad en nee, toe maar Here los dit, sy is klaar dood. Moenie die meester pla nie. Wat met een deel van die liggaam gebeur, raak die hele liggaam. Intersessie werk presies dieselfde. As jy as intercessor bid, dan beteken dit, jy bid asof dit jy is wat daar deurgaan. As dit jou kind is wat siek is, dan bid jy asof dit jou eie kind is wat daar deurgaan. As dit jou huwelik is wat op die rotse is, dan bid jy saam met daai mense asof dit jou eie huwelik is wat op die rotse is. Dink net hoe anders sal ons gebed lyk. Nou wil ek weer vir julle sê, nou verstaan ek vir Job. Want Job kry homself jammer, hy maak soos elkeen van ons elke dag. Hy moan en kla en skeer sy hemp oop en vervloek die dag wat hy gebore is en hy vat die Here aan oor elke liewe ding onder die son. En op 'n stadium begin Job maar vir sy vriende bid. Op 'n stadium, hoor gou baie mooi, op 'n stadium vervul Job die wet van Christus. En toe verander alles. En gisterand, toe sit ek so terug in my stoel, toe sê ek, Here, ek het dit. As ek die wet van Christus sal begin vervul, sal dinge begin verander in my lewe.
Nee, wag, ek gaan dit weer sê, julle het dit gemis. Ek het gisterand gesê, Here, ek het dit. Die oomblik toe Job die wet van Christus vervul, met ander woorde, verander bid, ander se laste begin dra. O nee, ek wil nie daai ou se issue sê nie. Ek dank die Here, ek gaan nie deur dit wat hy gaan nie. Nee. Hoe snaaks is Christendom? Die Here wil jou vrymaak van jou laste. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. En as jy rus gevind het, en die Gees van God het jou opgewonde gemaak, en die vuur binne jou in die brand gesteek, dan staan jy op, en jy gaan vat iemand anders se las, en dra dit saam met hulle. Hoekom? Want dan vervul jy die wet van Christus. Hoe moet Jesus my laste dra? My fisiese laste. Hoe moet hy dit dra? Deur jy wat my kom help om my las te dra en jy vervul die wet van Christus. Ag, die Bybel is eintlik eenvoudig. Ons bid en ons sê, Here, u woord sê, ek moet my laste na u toe bring, hier's ek, vat hulle. Kom ons wees eerlik, en die volgende 2, 3, 4, 5 dae, 2 weke, dan voel jy nog net soos wat jy gevoel het. Hoekom? Want niemand het die las saam met jou kom dra nie. Want daar's nie een Christen in jou lewe nie. Jy is die enigste een. Jo. Ons moet 'n maand hieroor preek. As iemand swaar kry, sê of dink ek nie, hoorie, ek is so jammer om te hoor, ek sal maar kyk wat ek kan doen. En dan kyk jy en jy vergeet heeltemal af van. Die nommer 1 rede, hoekom meeste pastore bedank uit die bediening uit, is omdat hulle nie meer ander mense se laste kan dra nie. Dit is net te veel. Dit is die nommer 1 rede. I can't do it anymore. Ek kan nie meer 500 mense se klagte en laste en seerkry en siekte en alles dra nie. Kan nie. Dit is die nommer 1 rede. Hoekom? Want die ander 99% Christene in die wêreld voel, ek dra net my eie las. Ons dra nie mekaar se laste nie. As elkeen in ons gemeente net een persoon kry, saam met wie hy sy las sal dra, dan elkeen iemand wat hom help dra. Hoor mooi wat ek sê, as elkeen in ons gemeente een lidmaat kry, en hy sê, ek sal jou help dra, het elkeen van ons een persoon wat jou help dra. En so vervul jy die wet van Christus. En so sal jy soos Job ten spyte van jou eie omstandighede kan opkyk en sê, die Here het Job herstel. Romeine 12 vers 15 sê, wees bly saam met die wat bly is en huil saam met die wat huil. Wat het Jesus gedoen? Hy het gestop, hy het geluister, hy was daar. Baie van ons stop en ons luister, maar ons hoor eintlik niks. Want ons is nie daar nie. Die maklikste voorbeeld en die meeste skuldig wat ek daarin het is, as ek iets lees op my foon en een van my kinders praat met my en ek sê, ja, en as hulle wegstap en dink ek, wat het hulle nou gesê? Hoekom? Ek was daar, maar ek is nie daar nie. Ek wil amper sê, maak 'n nota en volg dit op. As jy oor jou seer is, dan sê jou liggaam nie, ok, dankie tog, ons het daai ene, ons raai gemis nie. Jy mis eers 'n liggaamsdeel, as jy hom totaal verloor het. Op 'n stadium het ons een van ons kinderhuiskinders se kinders gevat om bril te gaan kry.
Ek wens elkeen van julle kon dit gesien het. Toe sy daai bril opsit en so uitstap en kyk so. Al die pad van Rustenburg af Koster toe, het ons met haar gepraat, maar sy antwoord ons nie een keer nie. Ons moet letterlik haar op haar naam noem as ons met haar praat, want sy sit die heeltyd net so en uitkyk by die busie. Miskien dink jy kan sien. Hoe weet 'n mens of jy goed kan sien of nie? Jy moet jou oë toets. Anders gaan jy nie weet nie. Ek kan dalk dink ek sien 100%. En dan kom ek dalk by iemand wat my oë toets en sien ek eintlik kan ek niks sien nie. Eintlik mis ek baie detail. Die Bybel sê toets jouself en kyk, is jy nog in die geloof? Maklik, hier's vir julle 'n oogtoetsie. Vervul jy die wet van Christus? Daar's 'n lekker briltoets vir elkeen. Vervul jy die wet van Christus? Met ander woorde, dra jy iemand se las saam met hulle? Ek het nie gevra, is hulle vir jou 'n las nie? Ek het nie gevra, maak 'n las nie. Ek het gevra, dra jy iemand se las? Met ander woorde, maak nie saak hoe moeilik dit vir my is nie. Ek maak seker dat ek nie negatief raak oor hulle nie. Want dis nie vir my 'n las nie. Ek wil graag die wet van Christus volbring. So ek wil een persoon se las dra. Hier's 4 maniere hoe jy iemand se las kan dra. Die eerste een, luister. Dis moeilik. Ons sê altyd vir ons kinders, hey, luister vir my. Jy luister nie vir my nie. As jy vir jou werker sê hulle moet iets doen, hulle doen dit nie reg en dan sê hulle, want jy luister nie vir my nie. Luister vir iemand. Bid regtig saam met iemand. Hier's 'n moeilike een. Wees beskikbaar. Hoe mooi het hierdie ou dit gesê. Jou tyd wys jou liefde. Hy sê, die hoeveelheid tyd wat jy vir my gee, wys hoe lief jy my het. Dit was moeilik. Die hoeveelheid tyd wat jy vir iemand gee, wys hoe lief jy hulle het. En die 4de ene, bemoedig iemand. Jou woorde kan iemand se hele dag verander. Iemand het by jou kom afpak omdat hulle jou nodig het. Hulle wil hê jy moet die las saam met hulle dra. Dis hoekom hulle met jou kom praat het. Hulle het nie met jou gepraat deur te sê, ja, hoorie Dion, ek wil graag alles op jou kom damp. Sal jy my help dra? Nee. Hulle begin net met jou praat oor dinge wat hulle pla in hulle lewe. En onmiddellik sal die Heilige Gees nou in die vervolg vir jou sê, die wet van Christus. Hulle wil hê jy moet die las saam met hulle dra. Hulle wil hê jy moet vir hulle bid. Hulle wil hê jy moet daar wees vir hulle. Dis outomaties wat gebeur. Hulle wil hê jy moet vir 'n oomblik luister. Jesus se voorbeeld in Johannes 13 vers 34 is: julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. Ek wil nie baie tyd daaraan spandeer nie, want ek dink nie ek sal dit ooit in my lewe kan doen nie. Maar ek kan bid dat die Here my help sodat my hart dit begeer. Hoe het Jesus ondersteun? Hoe het Jesus mense raak gesien? Hoe het hy tyd gemaak vir individue? Hoe het hy mense bemoedig en opgetel en beskerm? Wat keer ons om ander mense te help? Eerste trots. Ons is baie keer net te trots om daar te wees vir ander. Ons is baie keer net heeltemal te onverskillig. Ons wil 'n opinie lewer en nie mooi dink en luister hoe ons kan help nie. Ons is te besig. En Christene het 'n vrees
om betrokke te raak by iemand anders se lewe. Dis regtig so. Baie mense het al vir my gesê, weet jy wat, my lewe is so besig. Ek het nie tyd om nou nog 'n ander ou se issues ook te moet hoor en mense sê dit. So moenie kwaad wees vir my of doen dit met my ook asseblief as ek dit sê, as ek dan vir jou sê, okay, so dan gaan jy stel nou nie belang in die wet van Christus nie, so is nie 'n probleem nie, ek verstaan. Ons sal jou van daai lysie afhaal. Hier is ons huiswerk vir die volgende 4 weke tot na Paasfees en ek sluit af. Ons huiswerk is kontak elke dag 2 mense. Of jy kan hulle bel, of jy kan hulle WhatsApp, e-mail, Instagram, TikTok, iets soos Faceit of Face something, Face wat noem hulle dit. Hoe ook al jy dit wil doen. Kontak elke dag 2 mense en vra vir hulle hoe gaan dit. Nie elke dag dieselfde 2 mense nie. Kontak 2 mense en as hulle sê, nee, goed en jy man, dan vra jy vir hulle. Is daar enigiets waarvoor ek saam met jou kan bid? Nee, Dion, wag. Nee, wag nou. Kan ek saam met jou bid? Of kan ek maar net vir jou bid? Miskien kan jy net vir hulle sê, ek bid hierdie week vir jou. Hoekom? Ek het jou gekies om vir jou te bid. En die tweede ding is, doen moeite om elke dag net vir 1 mens iets te doen wat jou nie geld kos nie. Want dit is maklik om elke dag vir iemand R5 te gee en te sê, ek het iets vir iemand gedoen. Daai is die maklike roete. Doen elke dag net vir 1 mens iets wat jou nie geld kos nie. Weet jy hoekom sê ek nie geld nie? Want dan gaan dit jou tyd kos. Want nou moet jy iets doen. Maar kind van God, ek wil jou vanmôre kom vra, wil jy nie asseblief vir 4 weke die wet van Christus volbring in jou lewe nie? Net vir 4 weke. As jy dit vir 4 weke kan doen, dan gaan dit 'n lewenswyse word. Want daarna bid ek dat die Here in jou hart sal werk. Dat jy dit elke dag sal doen. Kontak 2 mense en doen net vir 1 mens iets wat nie geld kos nie. Kom ons sluit die oë. Jesus het nie net elkeen van ons se laste gesien nie. Hy het dit gedra. My sonde, my blinde sondes. Hy het dit gesien. Hy sien dit elke dag. Hy hoor dit elke dag. Maar die Seun van God, Jesus Christus, het nie net die wet van Christus ingebring nie. Hy het dit volbring. Hy nooi jou uit en sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Kom laai jou las op my. Maar dieselfde Seun van God het ook gesê, julle is elkeen my hande en voete op hierdie aarde. As jy kind van God is, het jy deel aan my liggaam. Ek wil jou gebruik om aan die res van die liggaam iets te doen. Vader, en ek bid in die naam van Jesus, dat hierdie liggaam aan elke deel van die liggaam sal begin voldoen.
bid in die naam van Jesus dat hierdie gemeente nie Christene sal wees nie, maar deel sal hê aan die liggaam van Christus. Here, ons het u krag en u leiding deur die Heilige Gees nodig om ander se laste te kan dra. Ons het 'n verantwoordelikheid. Want dit beteken ek is nie net nuuskierig om te hoor wat in jou lewe aangaan nie. Ek is bereid om te stop. Ek is bereid om te luister. Ek is bereid om vir jou te bid. Ek is bereid om nou en dan op te volg en te hoor hoe gaan dit. Ek is bereid om saam met jou te bid asof dit ek is wat self daardeur gaan. Kind van God, bloedgewaste, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Ek bid dat u ons 'n hart vir die liggaam van Christus sal gee. Ek bid dat iets niets in ons binneste sal kom wakker maak, Here. Ek bid dat die Heilige Gees lewend sal word binne ons, kragtig sal word. Ek bid dat ons nie sal neerkyk op ander nie, maar in liefde deur die wet van Christus hulle sal kom lei en sal kom optel. Wanneer iemand verval in sonde, Here, help ons om hulle op te help. Help ons om hulle aan te moedig en te bemoedig. Ek wil voldoen aan die wet van Christus. En Here, u weet hoe moeilik dit is. Daar's niemand op hierdie aarde wat vir ons meer sal kan vertel hoe moeilik dit is as vir u self nie. U wat gebid het en gesê het, Vader, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie, maar u wil. U het dit nie roof geag om die hemelwoning te verlaat en vir my, vir Dion, vir hierdie gemeente, vir Koster gemeente, te kom sterf met al ons sonde en siekte en tekortkominge en oordeel en vir alles in ons, Here, het u dit gedoen. U het gesê, ek sal in hulle plek gaan. Sodat ek met vrymoedigheid na die troonkamer van die Here kan gaan. Om gered te word, vergewe te word en die wet van Christus te volbring. Ons gee al die eer, Here. Lei ons in die volle waarheid. Leer ons van die Seun Jesus Christus. In Jesus naam. Amen. Amen. Die Here